kyk na koöperasies. Ons gaan kyk so na 'n paar kenmerke van 'n koöperasie, dan kan ons kyk na die voordele en ook die nadele van koöperasies. En belangrik, ons kan ook 'n paar voorbeelde uithaal van koöperasies. Die kenmerke van 'n koöperasie. Na registrasie word 'n koöperasie 'n aparte wetlike entiteit met beperkte aanspreeklikheid van sy lede. Koöperasies word besit en demokraties beheer deur die lede en nie deur hulle beleggers nie. Die sake van die koöperasie word bestuur deur 'n raad van direkteure wat aangestel is vir 'n periode van nie langer as 4 jaar nie. By registrasie moet die koöperasie aansoek doen. Die konstitusie en die naam moet aansluit by die sleutelbeginsels van die koöperasie. Winste word verdeel na gelang van die steun wat aan die koöperasie gegee word en koöperasies spesialiseer in spesifieke gebiede, soos byvoorbeeld 'n verbruikerskorporasie of nog 'n voorbeeld 'n landboukoöperasie. Kom ons kyk vluggies na die voordele van 'n koöperasie. Voordeel: persone wat 'n gemeenskaplike doel het, kan as 'n span saamwerk. 'n Koöperatiewe gemeenskap word beheer op 'n demokratiese manier. En die stigting van koöperatiewe gemeenskappe is baie maklik in vergelyking met maatskappye. Hoekom sê ek is dit maklik? Want dit is die koöperasie, almal het 'n gemeenskaplike doel en as jy 'n gemeenskaplike doel het, dan beteken dit almal werk maklik saam met mekaar. Goed, kom ons gaan voort. Enige bevoegde persoon kan aansluit as 'n lid en kan enige tyd ontbind as hy of sy wil. Deur korporasies kan lede en verbruikers kontrole oor hulle verskaffers uitoefen en so dan die middelman se winste uitskakel. Grootmaat aankope stel die korporasie dikwels in staat om goeie pryse met verskaffers te beding. Goed, dit was 'n opsomming van ons voordele. Kom ons kyk na so 'n paar nadele van 'n korporasie. Die selfsugtige houding van lede kan soms 'n einde aan korporasies bring. Die bedrag kapitaal wat 'n korporasie van lede bekom, is baie beperk, want lidmaatskap is beperk tot 'n bepaalde korporasie. Nog 'n nadeel van 'n korporasie, nie so doeltreffend met die inwin van kapitaal, soos in die geval van maatskappye nie. Weens die beperkte kapitaal, kry korporasies nie die voordele van professionele bestuur nie. Elke korporasie is gestig om 'n diens aan lede te lewer in plaas van om wins te maak. Dit sluit dan ons kenmerke, voordele en nadele van ons korporasie.